Dankie Abel en dankie vir die kompliment oor hoe ek lyk vanoggend. Ja, mamma se mooiste seun vanoggend. Ek het maar besluit om dit maar mooi aantrek. Sy het 'n hemp wat my vrou dink ek vir my gekoop het. So my vrou is hier so as julle haar sien hier so, dan moet julle vir haar sê sy het goeie smaak. So kan nie altyd die mooi of die lelik wegvat nie, maar ek kan hom mooi aantrek. So maar dis goed om vanoggend saam met jou te wees. As jy my nie ken nie, ek het die voorreg om hier ons gemeente ons aanddiens spesifiek te lei. En as ook ons aanbidding in die aard van die saak in die oggende. So dis 'n voorreg om vanoggend bietjie met julle te kan kom gesels en rondom die woord van die Here te kuier. So ek is baie opgewonde vir vanoggend. Lekker met die Here gesit en geworstel rondom vandag se onderwerp. So ek dink dis 'n goeie onderwerp dis 'n goeie geleentheid wat ek het om hierdie te kan preek. So ek gaan jou gou vra vandag. Ons gaan dinge bietjie anders doen, so die worship leier is ons maar altyd bietjie anders. So ek gaan jou bietjie vra om net gou saam met my net engage as ek die woord mag gebruik. So ek wil jou vra om vir die volgende oomblik jou oë toe te maak. Ek gaan nie jou geld steel nie. Jy kan jou oë toe maak. En stel jouself voor soos wat jou oë toe is. Jy sien 'n wingerd voor jou. Jy's daar in Stellenbosch, Somerset Wes area. Baie van julle verlang dalk nou na die Kaap. Jy's dalk lus vir vakansie. Maar jy sien al hierdie druiwe. Nou stel jouself voor jy's letterlik binne afstand van 'n tak wat jy kan afpluk met klomp druiwe op. En jy besluit, jy pluk dit af. Jy hoor sommer hoe val van die druiwe sommer op die grond, want daar's so wonderlik baie. En jy vat die tak saam met jou huis toe. Jy vat die tros druiwe saam met jou na huis toe. Nou soos wat jy by die huis kom, 'n paar dae later, sien jy hoe die blare en die tak bietjie begin skade kry. Jy sien hoe dit bietjie doodgaan. En jy vat 'n druif. Nou so 'n paar dae later het jy dalk vergeet om dit in die yskas te sit. En jy vat 'n hap en hy proe soos 'n olyf. Lekker suur. Nee, kan jy oë oopmaak weer. My vraag aan jou is, kan ons verwag dat hierdie tak met al hierdie wonderlike druiwe aan, kan jy verwag dat dit aan die lewe moet bly as dit nie gekoppel is aan die bron wat dit lewe gee nie? Nee. Ons kan ons nie verwag dat dit vrug sal, of dit nou appels is, wat ook al. Ons kan nie verwag dat dit aanhou sal lewe hê nie. Hoekom nie? Want die bron van lewe is weggevat, nee. Dit wat dit lewe gee. En dis hoekom ek vanoggend saam met jou gaan lees in Johannes 15. So jy is welkom om jou Bybel by Johannes 15 vers 5 oop te maak. Dis ons hoofgedeelte vir vanoggend. Ek lees uit die Afrikaans 83 vertaling vir die van julle wat spesifiek is, of jy het jou slimfoon by jou en jy kyk daarso. Nou dis Jesus wat hierso praat en hy sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. Hy sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Dis ons skrifgedeelte vir vandag. Nou, ons praat in hierdie reeks oor unbroken fellowship. Die feit dat God se hart vir my en vir jou is dat ons saam met hom kan leef, saam met hom kan wandel, die lewe saam met hom kan doen. Maar vir ons om net gou hierdie term unbroken fellowship te verstaan, kom ons breek dit gou 'n bietjie op. So as ons kyk na die woordjie unbroken, nou in Afrikaans is dit nou ononderbroke of ongebroke, maar ek hou nogals van die Engels, so ekskuus daarvoor. Nou, unbroken verwys spesifiek na die volgende terme wat jy daar kan sien op die skerm. Verwys na iets wat heel is, whole, continuous, aanhoudend, aaneenlopend, not damaged. Nou, afhangende van die konteks van wat jy dit in sê, kry jy partykeer iets soos 'n unbroken glass, 'n ongebroke stuk of 'n glasstuk of 'n glas in jou huis, 'n glas. In ons huis is dit nie so nie, want as gevolg van ek wat so baie skottelgoed was, is daar so baie krake al in die glase en nee, dis nie ek noodwendig nie, maar jy weet mos daai glase in jou huis, jy het dit nou net gekoop, maar 'n week later dan is daar vraggies 'n kraak in hom in.
En as jy klim kwaad vir die persoon wat skool goed gewas het, en wie weet, dalk was dit jy gewees. So jy kry so 'n tipe unbroken, dan kry jy ongebroke slaap. Wie kan sê hulle kry ongebroke slaap? Al die ouers, moenie skaam wees nie, niemand van ons is daar op hierdie stadium nie. Ons het self 'n kleintjie in die huis, so dis nie vir ons 'n baie algemene term om te sê ons het ongebroke of ononderbroke slaap nie. En dan kry jy iets soos 'n unbroken horse, soos 'n perd. Jy weet 'n perd wat nog bietjie wild is, hy's nog nie heeltemal getem nie. Ek het so 'n bietjie gegiggel toe ek besig was om voor te berei, toe kyk ek so hardloop, daar kinders in die straat daar buite en die ouers wat so agter hulle aan hardloop. Dink ek party kinders is ook op baie plek waar hulle nog nie getem is nie en ook nog nie beoefen is nie. So dit is basies wat unbroken beteken. Hang af van die konteks. Dan die woordjie fellowship, hoef jy dalk dit te veel te verduidelik nie, maar dit beteken in Engels sien ons close association, companionship, weet kameraadskap vir die van julle wat daai woord al gehoor het. En dan 'n shared life, 'n gedeelde lewe, 'n saamlewe. Nou dit beteken dat wanneer ons praat oor unbroken fellowship met die Vader, beteken dit dat God vir my en vir jou 'n aaneenlopende, ononderbroke, nabye verhouding soek, sodat ek en jy naby aan hom kan leef. En een van die voorbeelde wat ek nou gaan lees vir jou is Johannes wat eintlik hierso in 1 Johannes skryf. Hy skryf dit in 1 Johannes as ek dit reg het is dit 1 vers 2 tot 4 en dit is vir my so mooi, die message sê dit vir my so mooi. Hoor gou wat sê Johannes hierso van sy fellowship met Jesus. Hoor gou wat sê hy hierso. Hy sê from the very first day we were there. Nou hy praat van hoe hulle vir Jesus heeltyd gesien het. Taking it all in. Hy sê we heard it with our own ears. We saw it with our own eyes, verified it with our own hands. The word appeared right before our eyes. We saw it happen. And now we're telling you in most sober prose that what we witnessed was incredibly this. I say the infinite life of God himself took shape before us. En hoor nou, dis my so mooi wat hy in vers 3 tot 4 sê. Hy sê, we saw it, we heard it, and now we're telling you, so you can experience it along with us. This experience of communion with the Father and His Son, Jesus Christ. I say our motive for writing is simply this. We want you to enjoy this too. Your joy will double our joy. Dis mooi, né? Hy sê, hy skryf hierdie net vir ons, sodat ons ook dit kan beleef. Dit wat Johannes beleef het nou, die Johannes wat hierso skryf, is dieselfde Johannes wat homself as die geliefde disipel beskryf in die boeke wat hy self skryf, né? Hy weet die Here het hom lief. Dis 'n houding wat hy gehad het nog altyd. 'n Baie positiewe houding. Die feit dat hy weet hy is geliefd. Hy is naby. Dis dieselfde Johannes wat met vrymoedigheid met sy kop op Jesus se bors gaan lê het. Wat saam met hom was tot op sy laaste. Nou Johannes, hy klink baie opgewonde hierso, nê. Jy kan sommer lees in hoe hy dit, wel ek het dit baie opwindend ook vir jou oorgedra nou, maar hy is baie dink ek opgewonde terwyl hy hierdie skryf, want dis 'n klassieke voorbeeld van iemand wat Jesus ontmoet het, die pad saam met hom gestap het en die lewe ervaar het soos wat dit moet wees. En hy wil net hê ek en jy moet dieselfde ervaar. En wat my getref het ook is hoe hy gesê het dat we want you to enjoy this too. I say your joy will double our joy. So hy sê basies dat fellowship met die Here, intimiteit met God, verhouding is gelyk aan vreugde. Vreugde, joy. Dis 'n lewe wat vol is, 'n lewe wat heel is, 'n lewe in oorvloed, soos wat Jesus in Johannes 10 vers 10 sê. Hy het gekom om jou 'n lewe in oorvloed te gee. Nou ek wil jou vra vanoggend, voor ek by dit kom, as jy my vra, hoe sou ek 'n vol lewe beskryf? 'n lewe wat gelukkig is, 'n lewe wat joy het, 'n lewe wat sin maak, 'n lewe wat net, jy geniet dit net, dis lekker. Nou ek sal vir jou die prentjie gee van 'n verwy Kersfeestafel.
oor Desember, waar almal bymekaar is, al die broers en al die vrouens, ons elkeen het net een vrou, klink nou dalk of ons nou meer as een, maar al die vrou, al ons eggenote, wel dit maak dit nie noodwendig beter nie, maar jy hoor wat ek sê, net een vrou elkeen. Maar ek sou na daai prentjie toe vat met al die kinders, almal wat lag, almal wat gelukkig is. Baie van julle sien dalk uit na dit aan die einde van die jaar. Baie van julle het die voorreg om dit te kan beleef. Moet dit nie net miskyk nie. Dis 'n ongelooflike voorreg om dit te kan beleef. Nou ek sal jou na daai prentjie toe vat en die prent van mense wat saam eet, mense wat saam lag as gevolg van 'n grappie wat ek vertel het dalk. Dis maar meeste van die tyd ek wat dit doen en dan sien ek nie die prentjie hoe mense aanhoudend lag want ek is net so snaaks. Duidelik dink julle nie so nie, maar my gesin dink so nie, ek spot. Maar dis daai prentjie van almal wat net gelukkig is. En jy kan dit voel, die vreugde, die lewe. Nou, in dieselfde asem, weet ek, daar's party mense wat weet, daai groepering mense rondom die tafel is baie keer ook verantwoordelik vir baie striwelinge oor daai tydperk en oor Desember vakansie, nê. Bietjie gevegte, bietjie onder onsies, verskil van opinie in hoe jy jou kind groot maak en iemand sê vir jou hoe hy dink jy jou kind moet groot maak. Jy het dit ervaar, nê? Ons beleef dit partykeer. Nou, jy beleef bietjie vreugde in daai oomblik, maar dit kan baie keer net baie kort wees. So, dis nie heeltemal die akkuraatste prentjie nie van vreugde nie, maar is daarom iets. Nou as ek vir jou vandag vra, het jy lief? Het jy liefde in jou hart? Jy sal ook vir my sê, "Jesus Albert, ek's lief vir my eggenoot, ek's lief vir my kinders, meeste van die tyd. Nie altyd vir lief op hulle nie, maar ek's lief vir hulle. Of ek's lief vir my naaste, of ek wys dit, maar ek kan seker bietjie beter tog, nê? Of ek vra vir jou vandag, het jy vreugde in jou hart? Jy sal ook sê, ja, partykeer, daar's oomblikke van geluk, jy weet, soos gisterand, jy weet, as ons ver wen, jy weet, soos lekker, as die wolke ver wen, dan is ek gelukkig partykeer, daar's oomblikke van happiness, vir my as ek 'n golfbal net so mooi tref, ek weet nie wie van julle kyk hier Ryder Cup nie, ek praat nou oor sport, maar ek's baie passievol hoor, maar die van julle wat ek kyk, dis opwindend, dis daai oomblik waar iemand die bal so naby aan die gat slaan, waar daai mense net mal gaan, almal is bly en is gelukkig. Jy het dalk sulke oomblikke. Ek het nie altyd daai oomblikke op die golfbaan nie, want my bal eindig nie noodwendig altyd daar so nie, hy's maar baie meer, jy sal sien ek het 'n baie wit vel, dis omdat ek baie in die koelte speel onder die bome. Ek speel nie noodwendig daar waar die son is nie. So maar daar's daai oomblikke van geluk wat jy dalk in jou lewe ervaar, wat ook al dit is wat vir jou geluk gee, maar jy sê dalk, eers maar ek kan mos nie altyd vreugde hê nie, dis seker nie moontlik nie. Nou wat as ek vir jou vra, het jy vrede? Are you at peace? Het jy vrede in jou hart vanoggend? Jy sê vir my dalk, ja, nie noodwendig by die werk nie, dan is ek maar 'n bietjie gespanne. En aan die ander kant by die huis, nou en dan, so 'n bietjie stilte is, dan dink jy dalk terug, nou die dag se alleen rit in die kar was nogals lekker geweest, waar ek bietjie stilte gehad het. Jy is dalk oortuig in jou hart dat, daar was nie baie oomblikke van vrede in my hart nie. En dan het jy geduld. Met my stop ek sommer daar so en sê ek, nee, kom ons gaan aan. Hoe lyk jou geduld? Hoe lyk jou vriendelikheid? Hoekom ek hierdie goed vra is, hierdie is die eienskappe wat Paulus vir ons gee in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Hy sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou let op, hoekom ek hierdie vir jou sê, is let op hoe Paulus praat oor die vrug van die Gees. Wat het Johannes wat staan in Johannes se boek nou, wat het Jesus gesê? Wie in my bly, sal baie vrug dra. Wie in my bly, sal baie vrug dra. My boodskap vir jou vanoggend is dat die sleutel, die geheim tot 'n vol lewe, die lewe wat al daardie dinge inhou, al die goed wat vreugde, liefde, as ons daai goed gaan opnoem, vriendelikheid, goedhartigheid, die sleutel tot dit is om unbroken fellowship
met die Here te beleef. Deur in hom te bly. Deur soos die loot van die wingerdstok in die wingerdstok heeltyd is. Nie afgebreek is nie. Dat jy heeltyd geheg is aan die bron van lewe. Jy sien, al is daar pyn en al is daar hartseer in ons lewe, ons kyk dit nie mis nie en ons sê nie dis nie daar nie, want Jesus het inteendeel gesê in Johannes 16, ons gaan dit beleef, ons gaan verdrukking en ons gaan swaar tye beleef, maar die geheim tot 'n vol lewe is om te bly in Jesus. Die Engelse woord is my so mooi, to abide in him. Ons het baie daaroor gepraat die afgelope week. Nou, in ons moderne tyd vandag praat baie mense van, want ek dink nou aan die prentjie van die wingerd en die feit dat die wingerdstok en die tak wat connected is aan die wingerdstok, the branch that's connected to the vine. Ek sien heeltyd daai prentjie en vandag se tyd gebruik mense baie keer die vergelyking dat jy moet ingeprop wees. Jy het dit al gehoor? Jy moet ingeprop wees. Dit maak vir my sin, maar die ding is jy's nie 'n lig nie. Jy het nie soos 'n lig 'n lewe wat net 2 dae hou of soos 'n selfoon is nie. Want jy sien, partykeer dink ons dat ek moet net ingeprop bly, maar dit beteken dat ek weer uitgeprop kan raak en dat ek weer op my eie kan aangaan en dat ek weer net nou en dan moet terugkom, nê. Nee. Maar die prentjie wat Jesus vir ons gee is anders. Hy sê jy moet bly. Hy sê jy moet bly in my. Moenie uitgeprop raak nie. Bly in die bron wat lewe gee. Nou, dink aan 'n selfoon dalk gou byvoorbeeld. Dis dalk 'n praktiese voorbeeld vir jou om aan te dink. As jy 'n selfoon het, meeste van ons het, jy laai dit om seker te maak dat dit gaan hou, dat die lewe van die selfoon gaan hou. Maar soos wat die tyd aanloop, en veral as jy 'n iPhone het, na so 2 jaar sien jy eers maar sy battery is nie meer goed nie. Sorry as jy 'n iPhone het, ek is 'n Samsung fan, so sorry, miskien praat ek met die verkeerde crowd, maar maar as jy na so 2 jaar sien, dan sien jy eers maar jou battery, gewoonlik het dit 'n dag gehou, gewoonlik het dit selfs 'n dag en 'n half gehou, nou, en jy het dit vir 10 minute gelaai of 'n halfuur, dan sit amper vol. Nou kom jy agter eers, ek moet dit vir 3 ure laai, net om weer vir 3 ure te hou. Dis snaaks hoe ons partykeer ons geestelike lewe so sien. Ons konstant net moet voel, ek moet net bietjie terugkom, net ingeprop raak sodat ek weer kan op my eie aangaan. Net 'n bietjie krag kry. Ek hoef nie volgelaai te wees eers nie, net genoeg sodat ek kan aangaan. Dis snaaks hoe die afgelope week hanteer, of die afgelope paar weke praat ons so 'n bietjie oor God se teenwoordigheid. Hoe ons dit sien as 'n vakansiebestemming. As 'n plek om my vakansie te gaan hou. Dis baie lekker. Maar jy weet ek bly nie eintlik daar nie. Jy weet, dis nie eintlik my bestemming daar nie. Ek moet eintlik terugkom huis toe. Nou, ons sien baie keer ons verhouding met die Here is so. En baie keer dink ons is 'n selfoon en ons moet ingeprop wees net nou en dan is ek reg vir die volgende week. En dan moet ek net weer kom totdat jy agterkom, jy's maar dit werk dalk in Januarie, Februarie, dan het ek 'n bietjie meer krag. Maar soos wat die jaar aangaan, kom ek agter, ek kan nie so aangaan nie. En ek het in my eie lewe dit besef, waar ek gesien het dat, ek het nou en dan gedink, okay, ek kan gaan stil sit vir so 5 minute, en dis goed om dit te doen, ek sê nie dis sleg nie, maar dis goed om bietjie ingeprop te wees vir 'n rukkie, maar dan skuif mens die Here net weer so bietjie op sy, dan is jy besig met jou eie lewe en besig met dit wat jy moet doen. Jy weet, ek doen so 'n bietjie kerk, nou en dan. Ek gaan 'n bietjie selgroep toe. Ek's betrokke. Die probleem is, jy kyk partykeer dan na ander mense en dan sien jy, maar hulle lyk of hulle so naby aan die Here leef. Daar's diepte. Wat is dit dan? En wat ek ontdek het in my eie lewe, en ek's baie kwesbaar as ek dit vanoggend voor julle sê, ek het in my eie lewe ontdek dat ons dink dat intimiteit met die Vader is 'n bestemming wat ek moet bereik. Ergens waar ek moet kom om by te wees. Waar intimiteit met die Vader is nie 'n bestemming nie. Dis 'n habitat om in te woon, om te bewoon.
Dis die natuurlike omgewing vir jou om in te funksioneer. Jy sien, dit het vir my toe net begin sin maak in my eie lewe. En miskien is dit jou storie vanoggend. Miskien voel jy so, jy kyk na ander mense se lewens, jy woon ongelooflike kerkdienste by. En jy weet soos hierdie vanoggend, ongelooflike kerkdiens, nê. Of die worship is alright. Mense sing mooi. Jy sing saam. Jy gaan selgroep toe. Jy selfs betrokke in jou gemeenskap, maar jy het hierdie gevoel van ek voel nog steeds leeg. Jy sien, voor Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, was om die wet te onderhou, om harder te probeer, om meer te doen. Dit was die som van die Israeliete se lewens gewees, van God se volk gewees. Dit was die som van hulle lewens gewees. Na die kruis, toe hy my dood sterf, toe hy my sondes op sy skouers neem, toe hy graf toe gaan en opstaan uit die dood en die dood oorwin vir altyd, het iets wel verander. En dis die volgende. Ek sê dit in Engels, ek dink dit klink mooi in Engels. We have not been granted occasional access to God's glory. We have been repositioned to dwell in it. Daar's nie meer toestemming wat jy moet vra nie. Daar's nie meer 'n ding van is 'n bestemming wat ek moet bereik nie. Nee. Jy's nou geherposisioneer om te bly in die huis. Dis nie meer 'n vakansiebestemming vir jou nie. Dit is nou die plek waarheen jy getrek het. Dis jou huis. Nou my vraag aan jou is, hoe woon ek dan daar? How do I dwell in the presence of God? Dis waaroor ons vandag gesels, abiding, om te bly. Ek dink dit is dalk belangrik vir ons om net gou terug te gaan na die skrifgedeelte van vandag. Nou ons het vers 5 gelees, maar ek wil net gou ons moet gou voor dit net ook lees, net om gou te hoor wat sê Jesus alles vanaf vers 1. Nou hy sê in Johannes 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Hy sê, julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook nie as julle in my bly nie. So ook nie julle as julle in my bly nie. En dan sê hy, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Net stil staan gou by die term snoei. In Engels kry ons die woord prune. Nou, as jy nou tuinwerk ken, ek doen nie noodwendig nie, ek het gaan oplees hier hoor, maar ek het geweet, jy moet iets sny, ek het geweet, dit beteken om te sny, so ek is bietjie invoeling daarmee, maar ek weet, hier's baie groenvingers hier in ons kerk, wat hou van plantlewe, maar snoei beteken, in tuinbou, om die dooie, swak of selfs goeie, maar nie die beste dele van 'n plant af te sny nie. Dis die dooie gedeeltes, dis die swak gedeeltes, maar selfs ook die goeie gedeelte wat nog nie sy volle potensiaal bereik het nie, dis om daai gedeeltes af te sny, sodat die plant sterker kan groei en meer vrug dra. En nou Jesus gebruik hierdie as die beeld van wat die Vader met ons doen. Want hier's wat ek vir jou net wil ook sê vandag, om in die Here te bly, to abide in him, beteken dit dat daar 'n snoeiproses baie keer gaan plaasvind. Jy sien, dis nie altyd lekker nie. Maar dis nie 'n straf nie. Inteendeel, dis voorbereiding. Dis wat dit is. Jesus gebruik dit as 'n beeld van wat die Vader in ons lewe doen. Hy sal ons sonde afsny. Nee, dis wat hy doen. Ons trots, ons fokus van dinge wat nie saak maak nie. Die uitdagings wat ons in ons lewe partykeer beleef, hy gebruik dit om ons karakter te slyp, om ons te help, uit sy liefde uit. Dis uit liefde uit, dis omdat hy vir jou lief is, dat hy dit partykeer doen. Jy sien, om in Jesus te bly, to abide in him,
is soveel 'n oorgee proses, 'n surrender, as wat dit 'n ontdekking ook is. Dis 'n ongelooflike ontdekking om te maak wanneer ek en jy met die Vader die pad stap, maar is soveel meer ook surrender, oorgee. Want wanneer ek in die bron van lewe is, wanneer ek in hom bly, dan is dit nie my verantwoordelikheid, of ek wat moet die shots call nie. Dis hy wat lewe gee, dis hy wat sal besluit, dis die Vader wat sal besluit, hier's 'n tak wat bietjie snoei hierso, dan is dit seer. Ek het nou eendag 'n gesprek met iemand gehad, oor ons eie seisoen partykeer. Nou God bring jou partykeer na daai plek in jou lewe toe wat gesnoei moet word. Die ongelooflike ding is hy wag vir jou om te sê, okay Here, kom ons doen dit. Die ongelooflike ding is as jy nog nie reg is nie, die Here los jou nie. Hy vat jou net, julle stap het weer gou 'n draai. Gaan kyk na ander areas. Maar hy gaan jou terugbring na daai plek toe. Hy gaan vra, as jy nou reg? Want dit is sy Vader hart wat vir jou die beste lewe moontlik wil hê. Die vraag is vandag, wat beteken dit om prakties te bly en te woon in Jesus? Hoe lyk dit? Want dit is 'n mooi ding om te sê, Albert, maar hoe doen ek dit spesifiek? Nou hoor my, dis nie om God te behaag nie, dis vir jou om te verstaan, hoe bly ek in die huis, hoe woon ek in die huis, hoe doen ek lewe saam met Jesus? En daar's 2 dinge wat net by my opgekom het. Ek dink dis dalk eenvoudig, maar seker die belangrikste. Jy het dit gesing toe jy Sondagskool in die kerk was, toe jy groot geword het, jy het elke dag of elke Sondag gesing, lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke, sorry, ek wat die liedjie moet klaarmaak. So, onthou julle daai liedjie? Ek dink dis tog so eenvoudig soos dit. Is dit altyd maklik? Nee. Ek sê, die resep, amper, of as ek dit so mag noem, die manier is hierdie, dis gebed en skriflesing, dis die gesprek saam met God en sy woord inneem. Nou Tim Keller, die van julle wat bekend is met sy werke, baie goeie aanhanger van hom gewees, hy's so rukkie terug oorlede, maar hy het 'n boek oor gebed geskryf, as jy hom nog nie gelees het nie, ek wil jou graag aanmoedig, lees dit, ek dink dis die moeite werd, oor jou gebedslewe. Die boek se naam is net Tim Keller en onder staan prayer, so ek dink hy's nog steeds in Koenboeke, so gaan koop hom vir jou, is nie te duur nie, dis wonderlik om dit te lees. Nou hy sê in hierdie boek, die volgende, as hy gebed moes opsom in sy lewe, nou, neem kennis, hy's net besig om 'n voorbeeld te gebruik, hy's besig om in sy eie lewe introspeksie te neem. Hy sê, as jy geweet het, dat daar was 'n spesifieke medisyne wat jy kon drink, elke aand voor jy gaan slaap het, en jy weet dat as jy dit drink, jy nooit weer siek sou word nie, sou jy dit gedrink het elke aand? Ja, ek sou. Nie net om nie meer siek te word nie, dis omdat jy gesondheid ken, en jy weet hoe dit voel om gesond en lewendig te voel, so jy wil nie meer teruggaan na siekte toe nie. So as dit moontlik was, sou ons dit gedoen het, nee. Nou hy sê, so noodsaaklik het hy besef in sy lewe is gebed vir hom. Dat daar kan nie 'n dag gaan waar hy dit nie doen nie, waar hy nie in gesprek met die Vader is nie. Want dis die manier hoe ek en jy aan hom verbind bly. Dis die manier hoe ek en jy met hom kommunikeer. Jy sien of dit nou 'n gebed van lof is, waar jy die Here se goedheid besing, soos wat ons op 'n Sondagoggend baie keer doen in ons liedere. Of dit nou dalk 'n klaaglied is waar jy voel, Here, hoekom? Jy gaan lees die psalms, dis nog steeds gebede, dis unfiltered, dis gesprek met die Here. Of dis dalk 'n ding van jy bevraagteken dalk God se intensies nou hierso. Ek wil vir jou sê dis okay. Solank dit gebeur. Want God soek daai intimiteit. Niemand het gesê dat 'n gesprek en 'n verhouding is net positief nie. Jy sien, maar stil bly gaan nie altyd help nie. Die stilte gaan nie help nie. 'n Praktiese voorbeeld is, as ek en my vrou, as ons nie kommunikeer oor ons gevoelens, oor hoe dit met ons gaan, oor ons lewe saam nie, oor ons toekoms, as ek nie initieer en met haar kommunikeer en ons praat nie, wat ontstaan? Stilte. En in daai stilte, alhoewel ons nog steeds baie lief is vir mekaar, alhoewel ons nog steeds getroud is,
Daar ontstaan stilte, maar dan kom daar 'n bietjie interpretasie van beide kante af. As jy 'n sekere persoonlikheidstipe het, soos ek, dan interpreteer jy stilte baie keer as verskriklik negatief. As daar nie 'n eenhoudende, aaneenlopende gesprek is nie, dan begin jy in jou eie hart te voel, maar wat's fout? En ek dink dis partykeer in my eie lewe het ek gesien, as ek nie by my gebedslewe stil staan genoeg nie, dan begin ek agter te kom, maar ek voel ver van die Vader af. Hy's nie ver nie. Hy's in die huis, jy's in die huis, maar jy's partykeer stelselmatig besig om uit die voordeur uit te loop en jy praat hier met jouself, maar meanwhile sit jou Vader daar en wag vir jou. Maar jy moet net by hom kom sit. Net met hom kom praat. Jy sien, gebed is beide 'n gesprek en 'n ontmoeting met God. Dis deel van die bly proses. Gebed is nie dan om, en wanneer ek met hom praat, dis nie om God te buig sodat hy buig na my wil toe nie. Dit is sodat ek my wil sal vorm na sy wil. Dit is die een gedeelte, gebed. Die ander gedeelte is om jou Bybel te lees. Nou ons gaan volgende week spesifiek begin met 'n reeks oor hoe lees jy jou Bybel. Want ek dink dit is so van toepassing tot vandag, want baie keer kyk jy na jou Bybel, jy haal dit uit en jy begin dit te lees, maar jy voel so verskriklik stak, jy weet nie hoe nie. Jy wil so graag God se stem hoor, dis wat ons in Grieks nou die rema van God sal nie, God se spoken word. En ons het so daai begeerte om dit te hoor en te wil ontvang. Maar ek het net gisteraand besef, hoe op aarde kan ons verwag om dit te vervang as ons nie eers weet wat in sy logos staan, in sy geskrewe woord staan nie. Want wie weet, dalk wat jy nodig het om te hoor, het hy alreeds ook gesê, en hy's besig om deur sy woord dit vir jou te sê. Maar as ek nie gaan self luister en self kyk na wat sê God se woord nie, dan gaan ek dit nie hoor nie. My gebed vir jou vandag is dat jy regtig sal leer en ontdek dat jou unbroken fellowship met die Vader, dit lê daarin om te bly. In die huis te wees, met hom te praat, by hom te wees, met hom 'n verhouding te hê. Nie net 'n verhouding wat gebaseer is op 'n besluit wat jy lank terug in jou lewe geneem het nie. Dis mooi. Maar ons praat nie nou hier van redding nie. Ons praat van jou disippelskap reis, van jou volwasse wording in God. En ek kan verstaan hoekom ek in my eie lewe en baie van ons partykeer voel, maar ek voel so die woord discontent. Dis omdat ons verleer het partykeer hoe om te bly. Ons sien nog steeds God se huis as 'n vakansieplek in sy teenwoordigheid. Waar dit nie meer die geval is vir jou en vir my wat in Jesus is nie. Dis ons huis. Miskien help hierdie jou vandag. Die tak, die lood, dit leef nie deur harder te probeer nie. The branch doesn't keep on living by just trying harder. It lives by staying connected. Cut off, it withers. But in the vine, it flourishes. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe waar jy regtig moeg harder probeer is. En ek hoor dit vanoggend, ek kan so vergelyk met dit. Want harder probeer is nie die antwoord nie. Want jy self, as jy uit jouself uit dit doen, is jy jou bron van lewe. Waar Jesus sê, ek is die wingerdstok. Ek is die bron van lewe. Ek gaan vanoggend jou bedien en sommer na die ander mic toe oorskuif, Harry.